Goeiemiddag julle. Okay, vanmiddag se les is 'n baie gewyde onderwerp. So voordat ons begin daarmee, dis 'n baie heilige onderwerp. So kom ons bid net gou-gou. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons so hoog ag om in U woning te kan inkyk en te kan sien wat daarbo aangaan. Ons as sondaars. Here, dit is 'n baie gewyde onderwerp wat ons vandag gaan doen en ons vra U om U teenwoordigheid, die atmosfeer hier by ons heilig te maak. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Geef ons wysheid dat ons kan verstaan. Amen. Goed, Openbaring 4 en die 24 ouderlinge. Nou die eerste gedeelte, soos wat ons tot en met nou toe gedoen het van Openbaring, is die inleiding tot die 7 gemeentes. Ons het nou offisieel klaargemaak met die 7 gemeentes. Nou sê gou, waar dink julle, waar begin die 7 gemeentes? Die 7 gemeentes. Korrek. Dit begin basies by die Christelike era, né? So die 7 kerke dui aan basies die Christelike era. Nou dit begin by Jesus se kruisiging, en dan gaan dit aan by sy hemelvaart, en dan gaan dit ook aan na die uitstorting van die Heilige Gees op die mense, né? Met ander woorde, die salwing van die menslike hart as die nuwe tempel. Want daar is nie 'n nuwe tempel nie. Daar's 2, en hierso is die 3de tempel. In jou binneste, dis die 3de tempel. Nou die salwing van die heiligdom en die priesters was 'n baie heilige ritueel gewees. Dus moet ons onthou dat die Heilige Gees kan net woon in 'n rein en 'n skoon hart, in 'n skoon tempel, né? Goed, nou na die inleiding van die 7 gemeentes, gaan ons 'n bietjie meer vleis aan hierdie geraamte van ons sit. So Openbaring 4 en 5 gaan terug nou basies na die begin toe, voor die 7 gemeentes. Gaan dit nou bietjie terug. Nou wat is die begin? Die begin is die Christelike era, soos die begin van die Christelike era. Nou die bediening van die hemelse tempel het begin van Jesus se kruisiging af, né? Nou die kruisiging is die bediening in die voorhof. Soos julle kan sien, daai is die voorhof van die tempel. En dit is waar die Christelike era gebore word, is hier. Daarna het sy bediening in die heilige gedeelte in beweeg, in die hemelse tempel. Want die aardse tempel bestaan mos nie meer nie. Maar dit het in die menslike hart verander. Dis mos nou op aarde waar die tempel in verander het, né? Maar nou gaan ons bietjie kyk na die hemelse tempel en wat gebeur daar. So, Openbaring 3 vers 21, dit is nou die inleiding. Kom ons lees dit net gou. Dit is nou nog by die 7 gemeentes, maar dit is 'n goeie inleiding vir wat ons hier gaan doen. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Is 2 verskillende tydperke hierso, né? 2 verskillende tydperke. Hoe julle? Wat ek sal gee om saam met my te kom sit, met ander woorde, die wat oorwin, mense wat oorwin saam met hom op die troon sit, net soos ek oorwin het, om saam met my Vader te gaan sit het. So, onthou, dit is 2 trone in 2 verskillende tydperke hierso. Die eerste troon is die Vader se troon, né? Kom ons kyk en ons sien dit duidelik. Ons gaan nou deur hierdie hele hoofstuk gaan, maar dit is 2 trone waarvan ons hierso praat. Die eerste een is die Vader se. En ons sien dit in Openbaring 4 vers 1 en 2. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoorspreek het gesê, kom op, hierheen. Ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Sien julle die troon? Dis die een wat op die troon sit. Ons gaan nou sien hoekom sê ons dit is die Vader se troon. Nou goed, volgens Openbaring 5 vers 5.
toe Jesus na die hemel opgevaar het met die hemelvaart, het hy by sy Vader by hierdie troon aangesluit. Nee, dis die gedagte daarvan. Lees gou daarso. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Sien, so Jesus is nou, sluit nou daarbey aan. Nou die tweede troon sal aan Jesus alleen behoort, wanneer hy in sy heerlike koninkryk aankom. Nou waar is Jesus dan? Hierso in Openbaring 4. Jesus is nou nie in die wand. Kyk gou hierso. Die troon is leeg. Daar's 'n troon vir 2, maar daar's net een op. Waar is Jesus dan om die troon volledig te maak? Ons gaan nou hoor. Waar is hy? Die Bybel beeld Jesus soms uit dat hy sit, en 'n ander keer dat hy staande na die hemelvaart is. Nou goed, hy staan voor die Vader omdat hy as hoëpriester dien. En dan sit hy omdat hy as koning van die koninkryk van genade is. Nou die boek Hebreërs beklemtoon sy rol as hoëpriester en Openbaring beklemtoon sy rol as koning. Nou Jesus het oorwin en om saam met sy Vader op die troon te gaan sit. En as ons oorwin, soos daai vers wat ons gelees het, as ons oorwin, onthou, Jesus het oorwin. Nou sit hy saam met die Vader. En wat beloof Jesus vir ons? As jy oorwin, soos wat ek oorwin het, dan sal jy saam met my, wat Jesus is, op die troon kan sit. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Nou goed, na sy opstanding, na sy opstanding het Jesus 40 dae op aarde deurgebring om sy disippels te leer en onweerlegbare bewys van sy opstanding te verskaf, né? Kom ons kyk gou daarso wat sê hy. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie lengte kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Jesus het toe sy disippels op die Olyfberg bymekaar gemaak om sy reis terug na die hemel te begin, waar hy beloof het om na sy oorwinning terug te keer. Intussen was die hele hemel besig om hierdie hemelse troonkamer voor te berei vir die terugkeer van die seevierende oorlogsheld. 33 jaar tevore het hy beloof dat hy as oorwinnaar sou terugkeer en nou was hy op daardie punt om die belofte weer na te kom. Nee? Kom ons lees gou die hoofstuk. JC. Na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my gespreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sê jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen, jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die trone uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here,
om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So dit is nou nogal redelik baie. Nou, kom ons ontleed dit. Kom ons kyk wat gaan hier aan. In Openbaring 4 vind ons basies die voorbereiding van die hemelse troonkamer vir die koms van die oorlogsheld, met ander woorde vir Jesus, né? Die fokus op hierdie hoofstuk is uitsluitlik op God die Vader as skepper. Goed, vers 1. Hy sê daar 'n geopende deur in die hemel. Nou let wel, Johannes sien 'n deur wat oop staan in die hemel. So sien julle hoekom ek sê dis 'n baie heilige onderwerp. Die Here laat ons toe om te kyk wat gaan aan daarbo. Johannes sien 'n deur wat oop staan in die hemel. Die teks hierso verskaf geen bewys dat die persoon wat op die troon sit van 'n ander plek afgekom het nie. En of hy daarheen getrek het nie. Die persoon is eenvoudig net daar, né? Die deur lei natuurlik na 'n gebou toe. Die hemelse heiligdom, né? Maar watter deur is dit? Want onthou, in die heiligdom het jy 3 gordyne of 3 basiese ingange. Jy het jou eerste een, dan het jy een wat na jou voorhof toe gaan, dan het jy een wat na die heilige gedeelte toe gaan, dan die een na die allerheiligste. Nou watse een stel hierdie spesifieke oop deur voor? Die hemelse heiligdom of die tempel het binnekant, as jy nou binnekant kom, het hy 2. Hy het mos die eerste enetjie wat ons nou gesê het, wat na die heilige gedeelte toe gaan, dan het ons die enetjie wat na die allerheiligste toe gaan. Nou, kom ons kyk gou hiersom. Hy verwys hierso na die heiligdom, né? En dit, wat staan voor hierdie heiligdom? Dis die altaar, né? En die altaar, waarna verwys hy? Na die kruis, dis reg. En dan, dit is waar Jesus dan op aarde gekruisig is, waar het verteenwoordig. Nou na die kruis, die volgende ding na die kruis is die deur. Nou die gordyn, wat na die heiligdom toe gaan. Nou waarna verwys dit? Dit verwys na Jesus se hemelvaart. Nou kan. Nou goed, vers 2. Johannes het 'n persoon op die troon sien sit. Die teks identifiseer nooit die persoon wat op die troon sit by die naam nie, maar die konteks sal duidelik wys dat dit God die Vader is. So weer eens, as mense vir julle sê, jy sal nooit die Vader sien nie, wys vir hulle hierdie versie, want Johannes het hom gesien, né? Okay. Vers 3. Die verskyning van hierdie persoon op die troon. Nou is nogal baie interessant, hierdie prentjie wat ek hierso gekry het, is die wat hom die beste beskryf het, soos wat hy hier in die Bybel is. Hy sê hierso, die heerlikheid van God verskyn soos 'n jaspissteen. Nou 'n jaspissteen is daai enetjie, hy's rooi met swart are in. En dan het jy 'n sardiussteen, is hierdie enetjie, hy's rooi, maar met wit are in. Johannes het nie eintlik die persoon van God aanskou nie, maar hy het sy heerlikheid, hy het God se heerlikheid, hy was in God se teenwoordigheid gewees, die Vader se teenwoordigheid. Hy het die heerlikheid van hom wat hom omring het hy gesien. En Ellen White het ook 'n soort gelyke ervaring ook gehad. Vers 4, en dan ook wat hy sê daarso van smarag. Rondom die troon was 'n reënboog en sy voorkoms het gelyk soos 'n smarag. Né? Is 'n emerald met ander woorde. Vers 4, en rondom die troon was daar die 24 ouderlinge, en hulle het die troon dan omsingel. So dat ons net kyk in prentjie gewys, wat bedoel hy? So daar is die troon, en rondom die troon was die 24 ouderlinge gewees. Vers 5, die troon was in die heiligdom van die hemelse heiligdom. Nou, hoe kan ons so sê? Hoe kan ons dit presies sê? Hierso, die Bybel gaan vir ons wys. Hierdie troon van Openbaring 4 vers 2 was om die volgende redes in die heilige gedeelte gewees. Eerste een was die 7 lampe gewees. Dit het voor die troon gebrand. Die woord vir lampe hier is lampades. Die Septuagint gebruik hierdie woord om die 7-arm kandelaar, dis hierdie enetjie, die 7-arm kandelaar in die heilige plek van die aardse heiligdom te beskryf. Dit is duidelik dat die gebeure in Openbaring 4 in die heilige plek van die hemelse heiligdom plaasgevind het. Die teks interpreteer die 7 vuurlampe wat voor die troon was as die 7 geeste van God. Die getal 7 is
volmaaktheid. Goed. Nou goed, daar sê dit ook in hoofstuk 4 het die 7 geeste voor die hemelse troon gestaan. God het hulle nog nie in die hele aarde uitgestuur nie. Hulle het nog daar gestaan. Maar in hoofstuk 5, nadat Jesus aangekom het, het die Vader hom as die hoofpriester aangestel het God toe die Heilige Gees, met ander woorde, wat die 7 geeste van God, the 7 spirits of God, wat dit voorstel, het hy moes die Heilige Gees oor die aarde uitgestuur. Onthou julle, wat het Jesus gesê? Ek gaan weg en ek was baie bedroef omdat Jesus weggaan. Jesus het gesê, moenie bekommerd wees nie, as ek gaan, stuur ek die trooster na julle toe. Nee? So en hierso sien ons nou duidelik dat dit wat Jesus gesê het, nou sien ons dit in die hemel, maar dit is die waarheid. Nee? Nee, dit is die waarheid. Dit is duidelik dat die uitsending van die geeste en die gebeure verteenwoordig wat op die Pinksterdag plaasgevind het, nee? Want die Heilige Gees was nog bo gewees. Jesus het daar klaar opgevaar. So daar het nou iets gebeur en wat het die disippels gedoen? Hulle het in die bokamer mos gaan wag. En toe het die Heilige Gees mos op hulle uitgestort. Nou goed, die getal 7 dui aan dat die Heilige Gees met die 7 gemeentes gepraat het. 7 gemeentes, daar soos hulle is die 7 kerke in daardie tydperk, né? Want elke kerk eindig deur te sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Kom ons hoor gou wat sê die Gees van profesie. The holy places of the sanctuary in heaven are represented by the 2 apartments in the sanctuary on earth. As in vision, the Apostle John was granted a view of the time of God in heaven. He beheld there 7 lamps of fire burning before the throne, Revelation 4:5. He saw an angel having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. Here the prophet was permitted to behold the first apartment of the sanctuary in heaven, and he saw there the 7 lamps of fire, and the golden altar, represented by the golden candlestick, and the altar of incense in the sanctuary on earth. Wat se 3 meublemente is in die heilige plek? Die kandelare, toonbrode en die wierookaltaar. Nou sê. Goed. Nou wat was voor die 7 geeste gewees? Of die 7 geeste. Wat was voor die 7 arm kandelaar? Nou goed, ons is nou in hierdie gedeelte, nee, want hierso het die hemelvaart mos plaasgevind. Goed, ons is nou in hierdie gedeelte. Hierso is die 7 kandelaar. Wat's voor hom? Die toonbrode, nee. Nou goed. Die geografie van die heiligdom toon ons dat die tafel van toonbrood was. Hierdie tafel was aan die noorde kant. Die toonbrode was aan die noord, nee, hulle was aan die noorde kant gewees, né? Wat God se troon is aan die kante van die noorde, né? Kom ons kyk gou wat sê Jesaja. Altyd as ons praat van noord en dit gaan oor profesie, wat praat dit van? Hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So die noorde en die Allerhoogste loop hand aan hand, want God sit noord, né? God se troon is noord. Noorde kant is God se troon. Jy sê, om iets sê. In die vrymesselaars tempel is die noorde kant donker. Is die noorde kant? Donker. Donker. Geen venster daar. Ja, dis nogal vreeslik, né? Ek het dit nie geweet nie. Okay, goed. Sal nie vra hoe weet hy dit nie, né? Okay, goed, so met ander woorde, daar was 2 stapels gewees. Op hierdie troon was daar 2 stapels brode gewees. 6 koeke brood aan die een kant en 6 aan die ander kant. Dit dui daarop dat daar 2 mense op die troon gesit het, want by die hemelvaart het die Vader
en die Seun, onthou julle daai prentjie, saam die troon gedeel. Openbaring 3 vers 21. Kom ons lees hom net gou weer. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Awesome. Nou, die manna, dit is 'n simbool van die fisiese en die geestelike voorsiening wat die Vader en die Seun vir hulle mense maak, né? Kom ons kyk gou daarso, Johannes 6. En Jesus sê vir 'n voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Awesome. So, wat verteenwoordig die brood hierso? Dis reg, reg. Die Hebreëse naam wat aan die troonbode gegee het, is Lahem Panim. En dit is belangrik. Die Hebreëse woord, as ons gaan nou gaan kyk, daar's in 1 Samuel 21 vers 6, sê vir ons, daar's oor die Hebreëse woord wat Panim beteken letterlik die gesig of 'n gesig. Klaagliedere 4 en Spreuke 7 vertaal die woord Panim as die aangesig van die Here. 2 Samuel vertaal dieselfde woord as 'n persoon. So waarmee het ons te maak hierso? Daar's ons praat is daarso van die heilige brood. Nou daai heilige brood daarso beteken gesig. So dis die woord toonbrode. Wat beteken dit? Dis letterlik die teenwoordigheid, né? Met ander woorde, dis die teenwoordigheid van God. Dis wat dit vir basies vir gee, as jy hom direk moet vertaal. Wat beteken die woord toonbrode? Dis die teenwoordigheid van God. Goed, die tafel van die troonbrood was die enigste meubelstuk in die heiligdom wat 2 krone gehad het wat bokant omring het. Sien julle daarso, is 1 en 2 krone. Nee, hy het 2 krone gehad. Die hoogte van die tafel was identies aan die hoogte van die verbondsark. Nee? En die beskrywing van die tafel volg onmiddellik na die beskrywing van die ark. As jy in die Bybel gaan kyk, nadat hy die toonbrode beskryf het, dadelik die beskrywing van die ark. So daar moet 'n ooreenstemming wees met hierdie 2, né? Nou die verbondsark het net 1 kroon gehad, daar sy kroon. Die goue altaar het ook net 1 kroon gehad. Daar sy. Openbaring 5 is 'n voorsetting van die gebeure wat in hoofstuk 4 plaasgevind het. So die 2 volg op mekaar. Openbaring 4 en Openbaring 5, dit volg op mekaar. Openbaring 5 vers 8 beskryf die reukaltaar, met ander woorde hierdie een, as voor die troon, en die reukaltaar was in die heilige plek gewees, né? Dis in die heilige gedeelte. Nou goed, die volgende ding, die weerlig van die troon af, wat van die troon af kom, verteenwoordig die spoed waarmee die engele God se werk verrig. En of julle dit te bewys, kom ons kyk gou na wat sê die gees van profesie, sê daarso. As God's messengers, they go forth like the appearance of a flash of lightning, so dazzling, gaan kyk in Esegiel 1 vers 14, so dazzling their glory, and so swift their flight. En dan sê ook, the bright light going among the living creatures, with the swiftness of light, represents the speed with which this work will finally go forward to completion. So met ander woorde, die donderslag en die weerlig verteenwoordig die spoed waarmee die engele die werk doen. En Franco het vir ons so mooi ook gesê van die engele wat die werk doen, né? Okay, goed, kom ons kyk gou vers 6 en 8. Die see van glas en die 4 lewende wesens. Dis nog baie interessant. So ons gaan nie daai stukkie lees nie, maar ons gaan net gou hierso kyk. Eerste lewende wese was soos 'n leeu. Tweede lewende wese was soos 'n kalf. Die derde een het 'n gesig soos 'n mens gehad. En die 4de wese was soos 'n arend gewees. Goed, JC dan jump the gun. Oom nou op verder spring. Oom iets, okay, ja, sê maar. Dit was ook die 4. Ag, ek wil nou net sê. Ons bou op so intoe, oom.
Also, nou goed, hierdie 4 lewende wesens, wat is hulle? Kom ons gaan kyk gou eers, wat is hulle? Kyk, daar is nou die prentjie wat ek gesê het om te kyk. Dit is nou basies as jy dit nou moes geteken het, volgens hoe hulle dit beskryf het, sou hulle so gelyk het, né? Nou wat is hierdie 4 lewende wesens? Jesaja 6 vers 1 tot 3. Nou kan oom vir ons lees. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. Die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Okay, kom ons kyk gou na die ding. Hy het 6 vlerke gehad en nog 'n ding, hy het heilig, heilig, heilig gesê heeldag. Onthou daai 2 punte. So hierso identifiseer Jesaja vir ons die 6 vlerke in die lewende wesens as serafs, né? So hierdie gedeelte in Jesaja is die enigste plek in die Bybel waar serafs by die naam verskyn. Goed? Nou goed, beide Jesaja, skus, daar spring ek ook nou nie kan. Beide Jesaja 6 en Openbaring 4 met die lewende wesens agter 6 vlerke en hulle sing heilig, heilig, heilig. Sien julle die ooreenkomste met dit? So die serafs wat daarvan gepraat word in Jesaja is dieselfde soos die lewende wesens wat in Openbaring gepraat het. So dis kan ons met ons intelligensie wat die Here ons gegee het aflei dat die lewende wesens is serafs. Dis engele, dis magtige engele. Nou waar het ons van hierdie selfde beskrywing van hierdie 4 lewende wesens al ooit gehoor? Enigiemand behalwe oom JC? Naby die tempel. Ook behalwe jy. Ja, dis naby die tempel, oom is reg. Kom ons kyk gou-gou. Het julle geweet elke stam het 'n sy embleem gehad? Hulle was opgedeel in 4 basiese hoofstamme. Die eerste stam was Juda en hy was vergelyk met 'n leeu. Die tweede een was Reuben. Reuben was vergelyk met die mens. En dan Ephraim was die os of die os. En dan is die arend. Maar oom iets by sê nou, kan oom iets by sê. Dit was nie net hulle embleem nie, maar 'n kwart van die Israeliete het onder die vaandel van Dan, kwart onder Juda, kwart Dis onder korrek. Ephraim en kwart onder Juda gestaan. Dis korrek. Hulle het hulle opgedeel in daai 4 stamme, dis korrek. Nou sien julle hoe hoog ag die Here, hoe is die ooreenkoms met dit wat op die aarde gebeur het by die tempel en dit wat in die hemel is. Net dit is hoe sy serafs lyk. Nou sy serafs, wat doen sy serafs? Wat doen hulle? Hulle is by God, hulle is in teenwoordigheid van God. En wie was Israel gewees? Dit was God se oogappel gewees, né? En wie is Israel vandag? Julle wat hier voorsit, julle is Israel. Sien julle hoe naby hou die Here sy volk? Hoe naby hou die Here sy kinders, né? En baie keer as ons daar buitekant loop en jy voel, maar die Here is nie meer hier nie. Waar ek voel so alleen en alles, dan sê die Here vir jou, maar kyk net terug. Dan sê jy sien, ek het jou gedra in hierdie moeilike tyd. Jy is vir die Here baie kosbaar. En dit is 'n bewys hiervan ook, né? Kom ons kyk gou volgende een. Verse 9 tot 11, dit gaan oor die 24 ouderlinge. Nou die 24 ouderlinge en die serafs, hulle loof die een wat op die troon sit, want deur sy wil bestaan alle dinge. Die vraag kom hier tot 'n punt. Leer die Nuwe Testament nie vir ons dat Jesus alle dinge geskep het nie? Nee? Waarom beskryf Openbaring 4 dan die Vader as die skepper? Die teks verskaf die antwoord op hierdie vraag. Kom ons kyk gou daarna. Eerstens, die Vader was die argitek van die skepping. In die sin dat hy die planne het saamgestel. Aan die ander kant was Jesus die meesterbouer, omdat hy die wil van die Vader uitgevoer het deur die planne te implementeer. Sien hoe werk hulle saam, né? Wonderlik. Kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie daaroor. The Son of God had wrought the Father's will in the creation of all the hosts of heaven, and to him, as well as to God, their homage and allegiance were due.
Christ was still to exercise divine power in the creation of earth and its inhabitants. But in all this, he would not seek power or exaltation for himself, contrary to God's plan, but would exalt the Father's glory and execute his purposes of beneficence and love. Sien julle, dis wonderlik hoe die twee saamwerk. Kom ons kyk gou wat sê 1 Korintiërs 8 vers 6. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Daar sê die Bybel dit ook, né? Sien julle wat wonderlik is van profesie? Sy nooit kontradik die twee mekaar nie. Die Bybel en die gees van profesie loop saam met mekaar. En hulle praat uit een mond uit. En daar is bewys daarvan, né? Ek wil vandag gaan ons bietjie praat oor die 24 ouderlinge. Ons gaan bietjie daaroor aandag gee ook. Maar kom ons vat net gou 'n opsomming van Openbaring 4. Verskeie wesens is teenwoordig in hierdie hoofstuk, né? Ons het die 4 in die hoofstuk 4 waarna die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, God die Vader en God die Heilige Gees is, né? Met ander woorde, hy word verteenwoordig deur die 7 geeste. Nou, daar is ook 7 vuurlampe in die reukaltaar. Die engele en die leerskare en Jesus word egter vermis. Het julle gelees van enige engele behalwe die serafs? Nee. Jesus is ook nie hier nie, né? So nou waar is hulle? Waar is die Jesus en die engele? Verder, okay, ons gaan hierdie lesing, gaan ons volgende, in die volgende lesing, gaan ons hierdie antwoord gee. So ek sit so lank die vraag daar uit, waar is Jesus en waar is die engele? Ons sal bietjie in Openbaring 5, sal ons gaan kyk en sal ons hierdie vraag antwoord. Okay, goed, nou volgende belangrike een, wie is die 24 ouderlinge? In onlangse jare was daar 'n mate van bespreking oor die identiteit van hierdie 24 ouderlinge van Openbaring. Baie mense nou bespiegel in al daai goeters. Nou die tradisionele siening is van mening dat hierdie groep saamgestel is uit die heiliges wat saam met Jesus opgestaan het. Hulle noem hulle the first fruits. Onthou julle toe Jesus mos al die grafte oopgegaan het, die mense het rondgeloop. Kom ons kyk gou daarso Matteus 27. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslapende heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan hom en aan baie verskyn. Nou goed, in hierdie studie sal ons hierdie siene 'n bietjie ondersoek om te sien of dit ooreenstem met die woord van profesie. Kom ons kyk gou daarna. Kom ons gaan gou terug na Job 38 vers 4 tot 7 toe. Dit is 'n beskrywing van die skepping. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te ken as jy insig het. Wie het sy afmetings bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetspoor gespan? Waar is sy fundamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het? Kom. So kom ons kyk gou, wat is die gevolgtrekkings dan basies hierso uit? Job 38 vers 1 tot 7 beskryf die gebeure wat tydens die skepingsweek plaasgevind het, né? Dit wat ons nou gelees het. Die môresterre of die seuns van God was teenwoordig gewees met die skepping. En hulle was getuies gewees van die skepping. Né? Stem julle saam? Want dis wat daar soms nou presies gesê is. Die uitdrukkings môresterre en seuns van God word in simionieme parallelisme geplaas, soos one and all the same. Dit wil sê die môresterre en die seuns van God is 2 verskillende name vir dieselfde groep wesens, né? Of wat ook al dit is. Goed, dit is duidelik dat die seuns van God of die môresterre reeds bestaan het toe God hierdie wêreld geskep het. Stem julle saam? Dis soos wat dit hierso sê. Nou goed, wie is die môresterre van God? Kom ons kyk gou wat sê Openbaring 12 vers 3. Vers 4 en vers 9. En sy ster
het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodat sy gebaar het. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Okay, so met ander woorde wat dit hierso sê, want onthou hulle was rein engele gewees voordat hulle afvallig geraak het. So met ander woorde, as ons praat van sterre, praat ons van engele, né? Sien julle die parallel daarso? Sterre en engele is dieselfde. Kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie. The scripture declares that upon one occasion when the angels of God came to present themselves before the Lord, Satan came also among them. En dit is nou in Job wat ons dit lees. Not to bow before the eternal king, but to further his own malicious designs against the righteous. With the same objects, he is in attendance when men assemble for the worship of God. Goed. Kom ons kyk gou verder een. Dis kom alles tot 'n punt. Dit is klomp puntjies, maar dit kom op die einde kom dit alles bymekaar. Wie is die seuns van God in Genesis? Nou onmiddellik die voorafgaande konteks van Genesis 6, né? Identifiseer die seuns van God as die regverdige afstammelinge van Set en die dogters of die mense van die goddelose nageslag van Kain. Onthou julle daar's mense sê mos ja nee, dis die Nephilim, dit is mense wat saam met die engele was en toe kom daar die reëse uit, wat nie waar is nie, hoor. Nou goed, wat sê Romeine 8 vers 14 tot 15? Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. So ons het hierso te maak met sterre wat engele is en ons het hierso te maak aan reinheid, nê? Want onthou daar was twee soorte engele, was rein engele gewees en dan was die slegte engele gewees, nê? Okay. Kom ons kyk gou na die eerste vergadering van die hemelse raad, want dit is waar die môre sterre die eerste keer genoem is. En Job 1 vers 6 tot 7. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê, "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het." Okay, goed, God het die hemelse raad na 'n vergadering geroep en God het die saak van Job basies daar met hulle bespreek. Dis hoekom hy die vergadering geroep het. Die seuns van God woon nie altyd in die teenwoordigheid van God nie. Hoor julle dit? Hulle lewe nie daar nie. Hulle is bymekaar geroep. Hulle het hulle op 'n sekere dag voor die Here kom stel. Wat beteken dat hulle nie altyd daar is nie. Stem julle saam met dit? Net is die logika daarvan. Daar staan in kontras met die vorige vers waar dit sê dat Job altyd offers gebring het. Job het dit altyd gedoen, maar die mens was nie altyd daar nie. Satan het nie saam met die seuns van God gekom nie, maar eerder onder hulle. Dit blyk te dui daarop dat die Satan sy reg geëis het om aan hierdie uitgesoekte groep te behoort. Wat het hom laat voel dat hy die reg het om hierdie uitgesoekte groep te verskyn? Wat dink hy het hy die reg gehad? Die rekord vertel vir ons dat Satan 'n planeet, die aarde verteenwoordig het. Nou waar moes die ander seuns van God dan vandaan gekom het? As hy nou van hierdie planeet af gekom, waar moes hulle dan vandaan gekom het? Van ander planete, nee? Hulle moes van ander planete of ander wêrelde of ander galaksies, wêrelde moes hulle van afgekom het. Nou goed, die tweede vergadering van die hemelse raad en dit sien ons nou in Job 2 vers 1 tot 2. Goeie. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê, "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het." Nou sê, so dieselfde opmerking wat ons oor Job 1 vers 6 gedeel het, geld nou vir Job 2 vers 1 ook, nê? Die woord weer in vers 1 is belangrik.
As die seuns van God weer bymekaar gekom het, dan moet hulle teenwoordigheid van God verlaat het om weer terug te kom, né? En na die eerste ontmoeting het hulle mos weer teruggegaan en dan van daar af het hulle weer teruggekom. Ellen White het verduidelik dat God die hemelse raad vergader het toe Lucifer se hart teen Jesus in opstand gekom het. Sy sê daarso, in heavenly council, angels pleaded with Lucifer. So die raad het almal bymekaar gekom, selfde ding soos in 'n kerkraad, wat 'n mens iemand probeer help, né? Die raad kom bymekaar. So die opsomming, God het 'n hemelse raad, wat saamgestel is uit verteenwoordigers van die hele heelal. Die raad neem besluite met betrekking tot die administrasie van die heelal, net soos 'n kerkraad. Ellen White oor hierdie identiteit van die ouderlinge. Ekskuus, ek moet net gou hier so enetjie teruggaan. Okay, goed. Volgens die gees van profesie is die seuns van God die bevelvoerders van die engelskare en die verteenwoordigers van die wêrelde wat nooit gesondig het nie. Hulle is lede van die hemelse raad. Ellen White het geskryf oor diegene wat verteenwoordig was om Christus by sy hemelvaart verwelkom. The commanders of the angel host, the sons of God, the representatives of the unfallen worlds. As he said itself, the representatives of the unfallen worlds are assembled. The heavenly council, before which Lucifer had accused God and his son, the representatives of those sinless realms over which Satan had thought to establish his dominion, all are there to welcome the Redeemer. Daar sê dit. Nie uit my woorde uit nie. Daar sê dit. Nou sommige mag wonder of daar ander sondelose bewoonde planete in die heelal is, né? Elkeen met 'n verteenwoordiger in die hemelse raad. Nou goed, toe Jesus die oorwinning oor Satan aan die kruis behaal het, nou was die hemele en almal wat daarin woon baie bly. Ons gaan volgende week gaan ons kyk wat die situasie met dit. Die meervoud hemele. Die hemele, nie die hemel nie, die hemele was bly daaroor. En dit dui sterk daarop dat daar ander bevolkte wêrelde is. Nee, dis wat die Bybel vir ons sê. Ons kyk gou wat sê Openbaring 12 vers 12 vir ons. Daar sê dit duidelik vir ons. Ons hoef dit om nie te lees nie. Dis net daai woord, o hemele, nie hemel nie, hemele. sien julle dit? Nou goed, die gees van profesie sê vir ons, die 24 ouderlinge is hemelse wesens. Volgens Openbaring 5 vers 5 het Johannes geween omdat niemand waardig was om die seels oop te breek nie en van die boek oop te maak wat in die regterhand van die Vader was nie. Terwyl Johannes snik, het een van die 24 ouderlinge hom bemoedig met die volgende woorde. Ons kyk gou wat sê gees van profesie. The roll was written within and without. John says, I wept much because no man was found worthy to open and read the book, neither to look therein. The vision was presented to John, was made as John made its impression upon his mind. The destiny of every nation was contained in that book. John was distressed at the utter inability of any human being or angelic intelligence to read the words, or even to look therein. The soul was wrought up to such a point of agony and suspense that one of the strong angels, wat sê dit hierso? Een van die 24 ouderlinge, one of the strong angels had compassion on him, and laying his hands on him, assuringly said, Weep not, behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, have prevailed to open the book and loose the 7 seals thereof. So wat is die 24 ouderlinge? Is dit mense? Is dit daai first fruits wat opgestaan het? Nee, dit is hemelse wesens, dis engele, né? Die gevolgtrekking is totaal en al onvermydelik. Volgens vers 5 het een van die 24 ouderlinge met Johannes gepraat. Ellen White identifiseer die ouderling egter as een van die sterk engele. Dit dui duidelik dat die 24 ouderlinge nie mense is nie, maar eerder engele, né? Dit is duidelik dat die ouderling nie 'n lid van groot menigte uit nasies, stamme, volke en tale was nie. Ons sal vind dat dit 'n belangrike punt was dat die Bybel in Openbaring 5 vers 9 en 10 gee ons die indruk dat die ouderlinge verlos is uit elke stam, volk en nasie. As iemand dit gou vir ons kan lees, Openbaring 5 vers 9 en 10. Het iemand 'n Bybel hierso?
Rihanna, mag op Openbaring 5 vers 19, ek het hom nie hier in nie. Openbaring 5 vers 19. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslaag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. As jy daai verse lees, dan klink dit vir jou, maar is dit nie iemand wat uit elke stam, volk en nasie uitgelees het nie, né? Nou gaan ons bietjie dieper hierin. Dis baie opgewonde hieroor. Julle gaan dit ook baie geniet. Ag, daar is hy. Never mind. John saw a company standing around the throne of God, and the angel asked him, Who are these in white robes? He answered, Thou knowest. Moreover, the angel said, These are those who have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. There is a fountain in which we may wash from every stain of impurity. In addition, says the angel, He shall lead them to fountains of living waters. He shall lead them into fountains of living waters, and shall wipe away all tears from their eyes. This will be the happy privilege of those that have kept the commandments of God in earth. Okay, Openbaring 5 vers 8 vertel vir ons dat die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge harpe speel en die gebede van die heiliges voor die troon van God julle? Ek is en reukbakke aanbied. Okay, goed, kom ek net gou hierdie stukkie lees, ekskuus julle, ek net gou weer teruggaan. Openbaring 5 vers 8, kom ons lees gou hierso. Kom ons lees gou eers die vers. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Okay, so, kan dit mense wees? Want, hierso sê, die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens, hulle val voor en hulle neem die sitters en die goue skale vol reukwerk. So wat doen hulle? Hulle dra die gebede na die Here toe, né? Jacob's ladder. Ons het vanoggend daaroor gepraat, né? Jacob's ladder, wat het daar gebeur? Dit is duidelik vir ons nog 'n visie gewees van wat in die hemel gebeur het. Jy het die leer gehad en wat het die engele gedoen? Hulle het heeltyd op en af met hierdie leer gehardloop. Hoekom het hulle dit gedoen? Hulle het die gebede na die Here toe gevat, né? Dit is die werk van die engele gewees. So hulle as jy basies daai vers nou gaan lees. Kom ons gelees dit nou met dit nou in gedagte. Toe sing hulle, dit is nou die ouderlinge, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en oop te maak, want U is geslaag, okay goed, want U is geslaag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam, volk en nasie. Wat is hierdie? Dit is die gebede van die heiliges. Dis wat hierdie woorde is, want U is geslaag, dit is die gebede wat hulle gedra het, né? En het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op aarde heers. Dis die gebede. Dit is wat die gebed is wat hulle na die Here toe gedra het, die ouderlinge. Sien hierso sê hulle, is vol skale, vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. So dit is maar basies wat dit daarso was. Okay, en kommentaar op hierdie vers identifiseer Ellen White die ouderlinge as die heel hoogste engele. Die heel hoogste engele, kan julle dit glo, né? Heavenly beings are appointed to answer the prayers of those who are working unselfishly for the interest of the cause of God. The very highest angels in the heavenly courts are appointed to work out the prayers that ascend to God for the advancement of the cause of God. Each angel has his particular post of duty, which he is not permitted to leave for any other place. If he should leave, the powers of darkness would gain an advantage. Nee? As die ouderlinge sterk engele of die heel hoogste engele is, kan hulle nie menslike eerstelinge wees wat saam met Jesus opgestaan het nie. Nee? Nou weet julle wat, en dit laat my nou dink aan iets ook, nê. As jy kan nie, hulle kon nie daai pos verlaat het nie. Wat doen die Heilige Gees met ons? Hy gee vir ons gawes, nê? En wat gebeur as jy nie jou gawe wat die Heilige Gees gebruik wat hy vir jou gegee het nie?
Hy vat hom weg. En wat raak dit? Dit raak 'n donker kom. Nee? En dan, as jy dit nie gebruik nie, as jy nie jou God gegewe gift of the Spirit gebruik nie, wat gaan gebeur? The powers of darkness would gain advantage. Nee, want jy is ook in 'n pos, soos wat hierdie engele in 'n pos is, om jou te beskerm, so is jy wat hierso sit, ook in 'n pos vir die Here. Of jy nou nie dien op die kerkraad of wat ook al nie, jy is geappoint deur God, om vir hom 'n werk te doen. Dit kan. Ja. Onse Vader in die hemel, ek dankie dat ons hierdie lesing kon bywoon vanmiddag. Dankie ook vir die hele dag so ver wat ons kon geniet het in u teenwoordigheid, want u sê wat daar 2 of 3 in my teen bymekaar kom, daar is ek teenwoordig. Seën hierdie boodskappe en alles wat ons ontvang het vandag. Lei ons deur die Heilige Gees en gee dat ons gehoorsaam sal wees en in gehoorsaamheid sal leef. Wees ook met ons in die res van hierdie Sabbat, dat ons in u rus kan lewe en rustig wees vandag. Wees ook so met ons in hierdie week, dra ons, beskerm ook elke ene wat werk hierso, wat ons lei, wat die lesse aanbied. Vul hulle met u Gees en gee dat hulle warm harte sal hê vir u teenwoordigheid.